Goeiedag aan julle wonderlike mense. Dis weer vir my en Wynand 'n baie groot voorreg om saam met julle te kuier, al julle kinders, ouers en onderwysers, en met julle te gesels oor kinders met karakter het identiteit. En wanneer ons oor identiteit praat, het ons sekere waardes wat ons nodig het om uit te leef. En een van die waardes wat ek vandag met julle wil gesels oor, is erkenning. Ons het nodig om te weet dat ons moet erkenning vir mense gee, vir goeders wat hulle doen, en ons moet ook weet hoe om erkenning te kan ontvang. En as ons nie van mense erkenning kry nie, moet ons weet dat ons kry altyd erkenning van God af. Kom ons loof en prys die Here eers met hierdie twee liedjies, en ek kuier nou weer lekker saam met jou. opstaan in ons land.
nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Ons is 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Ons kreet is Jesus, ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Maats en liewe vriende, kom ons maak ons oë toe en ons vra vir die Here om ons net te help dat ons sal verstaan wat erkenning beteken. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie dat U vir ons identiteit gegee het. Dankie dat ons identiteit in U is. Dankie Vader vir erkenning. Dankie vir dat as ons goed doen en goed doen ook, dat U vir ons erkenning gee. Baie keer kry ons nie erkenning van mense af nie, maar help ons om vandag te verstaan wat erkenning beteken, sodat ons die identiteit wat U vir ons gegee het, sal kan uitlewe. In Jesus se naam. Amen. Maat, Freddy hou van erkenning. Hy weet ook dat hy erkenning kry by God en by mense as hy getrou is, as hy hard werk en sy talente goed gebruik. Maar wat sê die Bybel hieroor? Kom ons lees 'n bietjie in Matteus 25 vers 21. Jy is welkom om saam met my te lees. Matteus 25 vers 21. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Maar die Bybel sê hierso, ek en jy is getrou en ons talente gebruik tot eer van God. Al het ek min talente gekry, as ek mooi werk en hard werk daarmee, sal God my vertrou met baie, baie meer. Ons moet altyd ons beste gee in alles wat ons doen, sodat ons beloon kan word. Kyk 'n bietjie hierdie springbokkie. Hoe hard het hy gewerk om 'n beloning te kry?
Het julle gesien wat in die video gebeur? Die springbok het regtig alles in sy vermoë gedoen om daardie blommetjie op die rots te kry. Dit het hom ook sommer klomp pyn en skaamte gekos, maar hy het nie opgegee nie. Erkenning is om ons beste te gee in alles wat ons doen, sodat ons beloon kan word daarvoor. Ons is dalk nog nie aan die einde van die jaar nie, maar ons begin nou al uitsien na 'n lekker lang Desember vakansie. Maar voor dit is daar nog eksamens wat voorlê en ook daar prysuitdelings. Ons kan nie nou opgee en ophou hard werk met ons talente nie. Wat is jou verwagting? Hoe gaan jy eindig? Dink jy dat jy 'n prys dalk of meer as een prys gaan behaal? Het jy hierdie jaar reeds hard gewerk en alles wat jy gedoen het, sodat jy die prys kan behaal waarop jy jou hart sit? As jy verwag om erkenning te kry vir harde werk, moet jy die harde werk ook doen. Beloning vra dat ons getrou is in wat ons moet doen en volhard deur die jaar. Jy moet deur die hele jaar
jou bes te gee. Om net soms deur die jaar hard te werk en getrou te wees in jou huiswerk en ander aktiwiteite, gaan maak dat jy nie die erkenning kry wat jy graag sal wil hê nie. So ons moet altyd ons bes te gee in alles wat ons doen. Maar hoekom is dit? Vir wie doen ons al hierdie dinge? Vir mamma en pappa, die skool, vir die pryse aan die einde van die jaar, vir jouself? Ja, vir hulle ook, maar ons doen dit heel eerste vir Jesus, vir sy erkenning en tot sy eer. Ons het talente en gawes gekry. En ons nou al 'n paar keer in vorige lesse al gesels oor ons talente en gawes wat ons by God gekry het. Elkeen van ons het talente en gawes gekry. Ons moet die talente wat ons gekry het gebruik vir die doel waarvoor God ons geskep het. Kom ek vertel vir julle 'n bietjie die storie van die meester wat talente uitgedeel het. In Matteus 25 vertel Jesus die gelykenis van die meester wat vir sy diensknegte goue muntstukke gegee het. Vir een diensknegt gee hy 5, vir 'n ander een het hy 2 gegee en vir die laaste een het hy 1 gegee. Elkeen volgens hulle vermoë. Die een wat 5 gekry het, het gaan hard werk met daardie 5 en nog 5 verdien. Die een wat 2 gekry het, het ook gaan hard werk met sy 2 en nog 2 bygemaak. Maar die diensknegt wat net 1 gekry het, was bang vir sy meester, want hy was 'n moeilike man en hy het sy 1 muntstuk in die grond gaan begrawe sodat dit nie wegraak nie. Wat dink jy het die meester daarvan gedink? Toe die meester terugkom, het hy vir sy diensknegte gevra wat hulle met die geld gedoen het wat hy vir hulle gegee het. En so het die een wat 5 gekry het, sy 10 vir die meester gewys. En sy meester was sommer baie trots op hom en sê vir hom wat in Matteus 25 vers 21 staan: "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." En so ook vir die een wat 2 muntstukke gekry het, wat hulle verdubbel het na 4 toe. En hy sê vir hom: "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." Wat dink jy, het die meester van die diensknegt gedink wat sy talente begrawe het? Die meester het baie kwaad geword en vir hom gesê: "Jou slegte en luie diensknegt." En hy neem die muntstuk van hom af weg en hy gee dit vir een wat 10 talente het. God het 'n plan vir my en jou. God het ons elkeen geroep vir 'n spesifieke werk en dit vorm deel van sy plan om sy koninkryk hier op aarde uit te brei. Om soveel mense moontlik van hom te leer, sodat hulle in die hemel by hom kan wees eendag. As ons nie sy werk doen, dan maak ons sy hart baie seer. Dit is hoekom ons moet hard werk en ons talente gebruik. Nie net om erkenning aan die einde van die jaar te ontvang nie, maar ook sodat ons aan Jesus erkenning kan gee vir wat hy vir ons gedoen het. Nou maats, ons het nodig om mekaar verantwoordelik te hou, mekaar te help om vir mekaar erkenning te gee. So, as jy reg is, kan jy vir jou maat en as jy sê: "My liewe vriend, ek daag jou uit om erkenning te kry vir wat ons deur die jaar gedoen het, moet ons hard werk." Ons het talente en gawes van God ontvang, sodat ons sy koninkryk kan bou. Ons moet ons talente en gawes gebruik vir erkenning by die skool. Ons moet ons talente en gawes gebruik vir Jesus. Gaan leef dit. Maats, kinders met karakter wat erkenning kry, en dit gee ook, bid saam. So kom ons vra net vir die Here om ons te help met erkenning. Dankie Jesus, vir elkeen van my talente en gawes. Dankie dat U my gekies het vir 'n werkie in U koninkryk. Help my om deur die jaar elke dag my beste te gee, sodat ek beloon kan word by die skool, maar ook sodat ek U koninkryk kan help bou. Ek wil my beste gee by die skool en vir U. In Jesus se naam. Amen. Maar dit was my wonderlik geweest om lekker saam met jou te kuier, ek en nou Freddy, en met jou te gesels oor erkenning. Ek wil jou seën dat jy jou talente sal erken, sal weet wat dit is en dat jy dit sal gebruik. Al het jy min talente gekry, gaan werk daarmee sodat jy beloon kan word. Ons sluit af met 'n liedjie. Ek sien uit om jou volgende keer te sien. Totsiens.